Vandag gesels ek met julle oor 'n finansiële koöperasie. Die spesifieke koöperasie waarvan ek deel is, en hier is ook ouens hierso wat deel is van, is genoem Volksprimair. Hy is so 12 jaar gelede gestig en deur lede wat net gewone ouens wat bymekaar gekom het en besluit het, luister maar, hierdie konsep bestaan eintlik in Suid-Afrika nie, dit het dalk bestaan en hulle het dit begin. Die eenvoudige verduideliking van so 'n finansiële koöperasie is, maar dit gaan spesifiek oor finansies. En hoe dit werk is, daar is leners en spaarders. En dan is ook 'n groepie in die middel wat kies word as direksies, as 'n direksie. So die koöperasie is begin en ek wil net my woord uithaal, daar's eintlik ook wette op koöperasies. Baie ouens sal byvoorbeeld dink dis 'n Ponzi skema. As jy tegnies gaan kyk wat 'n Ponzi skema is, dan gaan jy verstaan is 'n verskil. Daar is groot verskille. So wat ek sê is dat hierdie wet is die raamwerk in die Suid-Afrikaanse wet vir koöperasies en Volksprimair is natuurlik volgens daai wette geregistreer by die regte regeringsinstellings en hardloop volgens daai wette. So dit is eintlik die wet vir enige koöperasie. Wet 'n finansiële element. So die wonderlike ding van die finansiële koöperasie is dat hulle al die foute gemaak het en ook al die lesse geleer het. Enige koöperasie wat begin sal 'n finansiële aspek daarbey hê. Kom ons vat skouers skuur. Die koöperasie gaan seker die 'n bankrekening hê. Die regering gaan verwag dat daai klein koöperasie, al is hulle klein, volgens hierdie wette voldoen. So as jy wil, asseblief gaan kyk op sa.gov as jy meer wil lees. Dit is baie eenvoudig, is nie ingewikkeld nie. Dis wat lekker is van die wet. Dis 'n eenvoudige wet wat iemand kan verstaan. Die konsep van 'n finansiële koöperasie is ouens kom bymekaar en spaar en leen. So ons leen mekaar se geld. Dis hoe dit werk en as ons nie terugbetaal nie, betaal ons mekaar se geld nie terug nie. Maar as ons terugbetaal, dan is die voordele wonderlik. Ons het voorbeelde van ouens wat byvoorbeeld 3 eenhede op hulle eiendom het en geld geleen het by die finansiële koöperasie om solar in te sit. Die besparing van by Eskom was meer as die terugbetaling aan die koöperasie vir die solar wat die ou opgesit het op sy huis. Hy het 3 eenhede daar gehad, so dit het lekker gewerk vir hom. So kyk net gou hoe werk die somme. So sodra mens die somme verstaan, raak dit lekker ingewikkeld ook, maar is eenvoudig. En natuurlik is daar 'n kultuur by elke koöperasie. Dit is ook nogal belangrik. Hierdie is nou net somme. Ek wens, ek het nou 'n fancy tree-projektor gehad met 'n Excel sheet, dan kon ek net klik en ons gaan aan en hy werk die somme outomaties uit. Dis eintlik nou wat ek hier probeer doen het. Maar dis 'n bietjie moeilik so op die bord, weet ek gaan nou vinnig die somme moet maak in my kop, maar dis te moeilik. Maar hoor net gou. Kom ons sê ons het 100 lede. Onthou, 'n finansiële koöperasie werk op van die lede spaar en van die lede leen. Okay? Kom ons sê ons het 100 lede. Net daai 100 lede spaar elkeen R100 'n maand. Okay? Die eerste maand het ons 10.000. Dit kan nou R1.000 wees, dan is daai 100.000. Dis 'n voorbeeld. Dan is ons op eerste maand op R10.000. Nou sê ons, okay, ons kan nou besluit. Die lede en die direksie kan besluit hoe hulle dit doen. 10 lede leen R1.000 'n maand. So begin hulle terugbetaal. Okay? Wat gaan gebeur is, na die eerste maand het jy terugbetaal, het 'n termyn van hulle uitgewerk en 'n terugbetaalkoers en so betaal hulle terug. Die koers, die som is eenvoudig. Byvoorbeeld as ons vat
Kom ons sê een lid leen die R10.000. Ons sal dit, kom ons sê ons gee vir 'n termyn van 12 jaar, 12 maande en hy betaal 10%. So dis R1.000 oor die jaar. Dan is die som 11.000 gedeel deur 12. Dis eenvoudig. Daar's nie moeilike somme daar nie. As mens so aangaan en hierdie 100 lede hou aan spaar, volgende maand het ons weer 10.000. Ons het R1.000 van die ouds van hierdie lid se eerste paaiement, dan het ons 11.000 om terug te leen. So gaan dit aan. As jy die somme gaan maak, gaan jy daar is natuurlik bietjie, dit is 'n stelsel wat werk, maar die somme is klaar gedoen. Dis die wonderlike ding van die finansiële koöperasie. Hulle het klaar die somme gemaak en die somme klop. So enige koöperasie met 'n finansiële element sal seker die finansiële koöperasie sal hulle coach hoe dit werk, hoe die somme vloei. So in 1 jaar sal ons R120.000 beskikbaar hê om uit te leen, maar ons sal R315.000 kan leen, want soos die maande vloei, begin die ouens terugbetaal en daar's weer geld in. Soos die geld inkom, word dit weer uitgeleen. Dis die beginsel. En so groei dit aan. Kom ons sê hierdie ouens, ons hou aanspaar vir 12 maande, en 24 maande is dit soveel. Na 4 jaar is dit 500.000 wat ons het om uit te leen, en daai, ek wil nou die Engels gewoord het, vir ons 'n leverage op amper R1,5 miljoen om uit te leen aan lede. Die lekker ding van 'n koöperasie is nou bietjie meer van die kultuur is, dis net verlede. Ons leen nie aan enige ander ou nie, jy moet 'n lid word, jy moet ons konstitusie aanvaar, soos enige koöperasie. Maar dis wat die wet sê, so ons het dit. En dan gaan ons aan. Dis bietjie meer ingewikkeld, maar dis eenvoudige somme. Daar's byvoorbeeld 'n glyskaal, daar kan ons as 'n ou 'n lening het van R5.000, betaal hom net oor 5 maande terug, nie 10 nie. Ons sê van 10 is bietjie lank, maar ons is 'n glyskaal. Ons het al groter lenings uitgegee, ek dink die grootste is dalk oor die R200.000. Ek is seker nie, maar ek sal net moet gaan kyk, maar dis R200.000 ons uitgeleen en dit is oor 36 maande. So daar's 'n paar maniere hoe die stelsel werk, maar die mag van die stelsel, as jy sit en dit sien, is regtig ongelooflik. Mense kom ons leen by die bankgeld of by vriende of by ander besighede, maar hierdie stelsel kan sit die lid in beheer van sy eie privaat kleinbank. Natuurlik kan dit groot word, daar's baie groot koöperasies in die wêreld. Daar's ouens met 50.000 lede, daar's koöperasies wat regtig massief is. Ons ken dit nie in Suid-Afrika nie, so dis vir my ook niet. En die koöperasie bestaan al 12 jaar en dit is nog steeds moeilik. Dis 'n hele nuwe denke. Maar as ek julle kan aanmoedig, as julle dit gaan verstaan, gaan julle nooit wil terugkom. Dit is absoluut amazing. Waar my noot as jy sê. Die lekker ding van 'n koöperasie, enige koöperasie is elke ou het net een stem. So al is daar 'n spaarder wat 500.000 spaar, hy het net een stem. So dit werk, die kultuur binne die koöperasie werk bietjie anders. Maar as jy dit verstaan en daarbey inskakel, is dit die voordele. Ja, so dit is, ek weet nie of julle vra het nie, ons wil graag hê julle moet vra het. Sê ja, ons kan nie hierdie uitleg van die somme doen nie, maar as julle dit sou sien, sou julle gesien het, die somme klop 100%. En daar is ander maniere ook. Byvoorbeeld op die lenings is al klein administrasie fooi, wat net die administrasie help van hierdie stelsel. Dit is baie min. Op 100.000 is dit dalk 5% admin fooi. So dit sou, kom ons sê, die koöperasie het nou genoeg geld en hulle besluit hulle gaan vir jou geld leen en jy sê 100.000, ons het dit, jy is 'n lid, sal dit afhangende wees van die beleid wat deur die direksie bepaal word, maar dis min of meer so 5%. Dit kan meer wees 6, maar so dan is dit R106.000 gedeel deur 36 maande.
dis wat jy terugbetaal. Daar is wel 'n bietjie nie vangplekke nie, maar kondisies. Weet van die kondisies was jy moet 1/3 van jou leningsbedrag neersit. So as jy 100.000 soek, sit jy 33.000 rand neer wat dit 'n positief is en daar is som om te maak. Maar die konsep as jy daai saad verstaan, gaan jy nie wil terugkyk nie. Ja. Die ou wat spaar, kry